Goeiedag julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle almal. Vandag gaan ons tyd spandeer in Levitikus 22 en ek wil dit titel Heilig voor 'n heilige God. Nou wanneer ons hierdie hoofstuk lees, kan dit so maklik voel asof dit net oor ou reëls vir priesters en offers gaan, wat nie meer op ons van toepassing is nie. Maar ek wil julle tog aanmoedig om te bid, dat die Heilige Gees vir jou sal openbaar en vir jou sal wys presies wat op sy hart is vir jou vandag. Want sien, elke liewe deel van God se woord leer en wys vir ons iets van God se karakter en dan ook uiteindelik na Jesus Christus. In hierdie hoofstuk is daar vir my 2 hooftemas wat uitstaan. Eerstens, God verwag eerbied en reinheid van elke een wat hom dien. En dan tweedens, God verdien ons heel beste en nie net die bietjie wat oorbly nie. In die eerste deel van hierdie hoofstuk praat God verder met Moses oor die voorskrifte en die reëls wat die priesters, dis nou Aaron en sy seuns, moes nagekom het. Hulle was aangestel om namens die volk voor God te staan. Hulle moes die offers bring en die heilige gawes wat die Israeliete eenkant gehou het vir offers aan die Here offer. En hulle moes dit hanteer. God gee vir hulle 'n ernstige waarskuwing ook in hierdie hoofstuk. Hulle mag nie hierdie heilige gawes onwaardig hanteer nie. In vers 2 tot 3 in die Nuwe Lewende Vertaling lees ons: Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns om die heilige gawes wat die Israeliete vir my eenkant afsonder, met sorg te hanteer, sodat hulle nie my naam ontheilig nie. Ek is die Here. Herinner hulle daaraan dat nie een van hulle afstammelinge die offer wat die Israeliete aan my opgedra het, mag bring terwyl hulle self onrein is nie. So 'n persoon mag nooit weer in my teenwoordigheid diens doen nie. Ek is die Here. Julle sien, die Vader was baie ernstig oor hierdie. Hierdie waarskuwing was nie gegee dat die priesters moes bang wees vir die Vader nie. Dit was dat hulle moes besef, God is heilig en dit wat aan hom behoort is heilig. Nou die priesters het 'n baie besondere verantwoordelikheid gehad, omdat hulle God se verteenwoordigers was. As hulle slordig of ongeërg met die heilige gawes omgegaan het, het dit mense se siening van God verander en beïnvloed. Nou hier praat die Vader met elke liewe kind van God vandag en moet ons 'n bietjie ook introspeksie doen en onsself die vraag afvra: hoe verteenwoordig ek God in my daaglikse lewe? Want ons is ook geroep om die Vader te verteenwoordig hier op aarde. 1 Petrus 2 vers 9 sê aan ons, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Nou ons is wel nie meer priesters volgens die Ou Testamentiese orde nie, maar deur Jesus het elke gelowige toegang tot die Vader gekry. Ons lewe behoort nou die drie enige God, die Vader, Seun en Heilige Gees, se naam te weerspieël. Vandag gebeur dit vir my so maklik dat mense gewoond kan raak aan die heilige dinge of die gawes. Ons kan so maklik gewoond raak aan Bybel lees, aanbidding, kerk toe gaan en gebed of selfs die nagmaal te gebruik, want dis mos vandag op die kerk se kalender. Maar ons harte is ver van God. Ons doen dit net omdat dit verwag word van ons as Christene. God soek nie net uiterlike godsdiens nie. Hy soek 'n hart wat hom eer. En dan, as ons verder lees na God se vereiste, sê God ook dat die offerdier sonder gebrek moes wees. Dit moes nie blind, gebreklik of iets wees wat mense nie meer wou hê nie. God was hier baie spesifiek, omdat die offers nie net oor 'n dier gegaan het nie. Dit was 'n prentjie van iets wat nog sou kom. Elke lam, elke offer het vooruitgewys na Jesus Christus, die volmaakte lam van God. Johannes 1 vers 29 sê ook vir ons, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.
Jesus was nie net 'n tweede keuse gewees nie. Hy was nie iets wat God oorgehaat het nie. Hy het sy beste gegee, sy enigste seun. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19 sê, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Wanneer ons dit regtig verstaan en dit ter harte neem, gaan ons nie anders kan om elke dag anders te leef. Ons hele lewe sal verander. Vandag vra die Vader aan my en jou ook hierdie vraag. Gee ek vir God my beste, of gee ek net die oorblyfsels van my lewe? Gee ek vir hom my eerste tyd, of net die tyd wat oor is vir die dag? Gee ek vir hom my gehoorsaamheid, of gee ek vir hom net my leefwoorde? God vra nie vandag vir my en jou om perfek te lewe nie, want niemand kan dit bereik nie. Hy vra 'n oorgegewe hart. Nou 'n wonderlike verskil tussen die Ou Testament en vandag, wat ek in hierdie hoofstuk ook raak gelees het, wat ek graag met julle wil deel, is dat die priesters in die Ou Testament eers rein moes wees voordat hulle na God toe kon gaan. Maar deur Jesus kan ons na God toe gaan, sodat hy ons rein maak. Jesus het die offer geword wat ons nooit kon wees nie. Hebreërs 10 vers 14 sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Mag Levitikus 22 ons vandag net weer herinner dat God heilig is. En mag ons altyd onthou dat ons aanvaar word nie omdat ons perfek is nie, maar omdat Jesus die volmaakte offer was. My gebed is dat ons vandag ons lewens net weer eens as 'n lewende offer aan God sal gee. Romeine 12 vers 1 sê vir ons, gee julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Mag die Here ons help vandag om sy heiligheid raak te sien en mag ons harte bewaar om nie gewoon te raak aan dit wat heilig is nie. En mag die Heilige Gees ons lei om elke dag ons beste te gee, omdat die Vader reeds sy beste vir my en jou gegee het deur Jesus Christus. Mag julle 'n baie mooi geseënde dag ook verder hê. Totsiens.